In vandag se les gaan ons nou kyk na saamgestelde rente. Ons het nou alles al gedoen rondom finansiële wiskunde, ons het ons enkelvoudige rente gedoen, huurkoop en al daai ander finansiële sommetjies. Nou kom ons by saamgestelde rente. Nou, hoe werk saamgestelde rente? Nou met saamgestelde rente word die rente na elke termyn, en die termyne kan nou jaarliks, kwartaalliks of maandeliks wees. Die rente word na elke termyn bereken en dan bygevoeg by die beginbedrag om 'n nuwe beginbedrag te vorm waarop die volgende rente bereken moet word. Saamgestelde rente word baie meer in die praktyk gebruik as nou enkelvoudige rente. Byvoorbeeld, kom ons kyk na 'n voorbeeld van saamgestelde rente. Kom ons kyk, ons voorbeeld sê vir ons bereken die bedrag wat 'n belegging werd sal wees na 4 jaar as jy R10.000 belê teen 10% per jaar saamgestelde rente. Nou met ander woorde, dit beteken ons beginbedragie waarmee ons mos nou begin is ons R10.000. Ons beginbedrag is net soos by enkelvoudige rente P. Nou hierdie is ons eerste beginbedragie. Nou het ons die R10.000 wat ons belê. Nou hy is teen 10% per jaar saamgestelde rente belê. Met ander woorde, ons bereken nou hierdie rente wat mos nou 10% is van die R10.000. 10% van die R10.000 gee nou vir ons R1.000. So as ek nou die rente byreken by hierdie R10.000, dan kry ek nou R10.000 plus daai R1.000 gee vir my 'n antwoord van R11.000. Nou is hierdie R11.000 is my nuwe beginbedrag. Onthou, hy het nou vir daai jaar die rente verdien. So hierdie is my nuwe beginbedrag. Ons kan van dit praat as beginbedrag 2. Nou verdien hy weer rente vir 'n jaar. Rente van 10% op die R11.000. En daai bedrag rente wat dan nou bykom is nou R1.100, want 10% van R11.000 is R1.100. So my nuwe bedragie is nou R12.100. Nou hierdie R12.100 is nou weer my nuwe beginbedrag. Aan die begin van die jaar is dit nou weer wat hy werd is. So dit kan ek nou sê is my derde beginbedrag. Nou reken ek weer rente uit van 10% op hierdie bedragie. So 10% van my R12.100. 10% van my R12.100 gee vir my 'n bedrag van R1.210. En as ek dit nou weer bymekaar tel, dan kry ek my belegging is nou al R13.310 werd. So hierdie R13.310 is my nuwe beginbedrag. Nou moet ons weer op hierdie nuwe beginbedrag, so dit is my 4de jaar se beginbedrag. Nou moet ons weer 10% rente op dit uitreken, en 10% rente op dit gaan nou vir my 'n antwoord gee van R1.331. So my 10% rente op R13.310 gee vir my 'n bedrag van R1.331. As ek dit nou bytel, dan kry ek nou is my finale bedrag waarna toe hierdie rente gegroei het, is met ander woorde nou R14.641. Met ander woorde, ek kan nou sê my eindbedrag na die 4 jaar is R14.641.
R13.641. Nou wat baie belangrik is, as ons by saamgestelde rente slegs die rente wil bereken, as die vraagie vir ons vra bereken die rente, dan moet ons altyd die eerste beginbedrag aftrek van ons eindbedrag. Met ander woorde, ons kan sê, daai rente wat verdien is altyd my eindbedrag minus my beginbedrag. Met ander woorde, my rente gaan wees, wat is my eindbedrag? My eindbedrag is R14.641 minus my beginbedrag, en my beginbedrag was R10.000, en dit gee vir my 'n antwoord van R4.641. Nou, om die werk vir ons makliker te maak, omdat daar soveel tydperke is, het hulle 'n formule vir saamgestelde rente uitgedink. Want jy kan nou self dink, hoe meer termyne daar is en hoe meer gereeld die rente bereken moet word, hoe lank dit gaan vat om alles in so uit te reken, elke keer die rentetjies uit te reken, by te tel, rentetjies te reken, by te tel. Daarom het hulle vir ons 'n formule saamgestel vir saamgestelde rente. Die formule wat ons gebruik by saamgestelde rente is A is gelyk aan P maal met 1 plus I tot die mag N. Nou het julle al by enkelvoudige rente geleer, A is jou eindbedrag. Dit is presies dieselfde by jou saamgestelde rente. A is jou eindbedrag. P is jou beginbedrag. I is altyd jou rentekoers gedeel deur 100. En N bly altyd jou tydperk. Nou by saamgestelde rente is dit net baie belangrik dat jy sien jou N is in jou eksponent. N is in jou eksponentjie. Dit is hoe jy jou saamgestelde rente kan bereken. Nou as ons weer kyk na hierdie selfde voorbeeld, as ons het R10.000 belê teen 10% per jaar saamgestelde rente vir 4 jaar. Dan gaan ons formule gebruik. A is gelyk aan P maal 1 plus I tot die mag N. Ons weet A is ons eindbedrag, en ons eindbedrag is dit wat ons moet uitreken. Met ander woorde, ons eindbedrag is 'n vraagteken. P is ons beginbedrag, en dit gee hulle vir ons is R10.000. I is ons koers, en ons het gesê ons koers is 10 op 100. Ek skryf dit sommer nou altyd hier as 10 gedeel deur 100 is 0,1. En my tydperk is 4. Goed, so ons kyk na ons selfde voorbeeldjie wat sê R10.000 teen 10% per jaar saamgestelde rente vir 4 jaar. Nou met ons formule is al wat ons nou gaan doen, ons gaan elkeen van hierdie instel in ons formuletjie in. So ons gaan die P in sy plek inskryf, ons gaan die I in sy plek inskryf, en ons gaan die N in sy plek instel. Met ander woorde, ons kry, as ons nou weer kyk na ons formuletjie, gaan ons kry A is gelyk aan P, wat nou ons R10.000 is, maal met 1 plus, ons 10 op 100 is 0,1 en ons N is 4.
So as ons hierdie sommetjie gaan uitwerk en jy tik hom so in op jou sakrekenaar, dan kry jy 'n antwoord van R14.641. As ons nou daarom ons rente moet uitwerk, onthou ons het gesê baie belangrik, ons rente is altyd ons eindbedrag minus ons beginbedrag. Wat was ons eindbedrag? Ons eindbedrag het ons nou uitgereken is R14.641 minus ons beginbedrag wat R10.000 is en dit gee vir ons 'n antwoord van R4.641. Ons kyk nou na nog 'n tipe voorbeeld wat hulle vir ons kan vra. Die volgende vraagie vra nou vir ons teen watter rentekoers sal 'n belegging se waarde in 5 jaar verdubbel as rente jaarliks saamgestel is. Ons weet nou ons saamgestelde rente se formuletjie is A is gelyk aan P maal 1 plus I tot die mag N. So ons het ons A wat ons beginbedrag is, P wat ons eindbedrag is. Ons rentekoers is nou ons rente is ons onbekende en ons tydperk is 5 jaar. Nou kan ons hier sommer 'n voorbeeld gebruik. As ons sê teen watter rentekoers sal 'n belegging se waarde in 5 jaar verdubbel, kom ons sê argumentsonthaalwe, ons beginbedrag is R10.000. As hy moet verdubbel, beteken dit ons eindbedrag is R10.000 maal 2 en dit gee vir my 'n antwoord van R20.000. Met ander woorde, ek gaan nou elkeen van hierdie gaan ek nou instel in my formule. My A gaan in A se plek in, my P gaan in P se plek in en my N gaan in N se plek in. Met ander woorde, ek het my A is nou R20.000. My beginbedrag is R10.000. My rente is my onbekende een en my tydperk is 5 jaar. Nou om hierdie te kan reken, gaan ek nou in die eerste plek moet ek mos nou werk daarna om my I alleen te kry. Om I alleen te kry, gaan ek eerste plek hierdie kan deel deur 10.000. Wat ek regs doen, moet ek links doen. Met ander woorde, ek kry nou 20.000 gedeel deur 10.000 gee vir my 'n antwoord van 2. Onthou nou, want 10 gaan in 20 in 2 keer. Daai 10.000 en daai 10.000 kanselleer uit. Nou kry ek 2 is gelyk aan 1 plus I tot die mag 5. Om van daai 5de maggie ontslae te raak, gaan ek nou die 5de magswortel kry, want as ek die 5de magswortel kry, kan ek daai eksponent 5 gedeel deur 5 gaan vir my die 1 gee. Maar wat ek regs doen, moet ek links doen, so ek moet die 5de magswortel ook aan die linkerkant kry. Met ander woorde, ek kry die 5de magswortel van 2 is gelyk aan 1 plus I. Nou wil ek mos I alleen hê, so om I alleen te kry, gaan ek hierdie 1 oorvat. Met ander woorde, daai 5de magswortel van 2 minus 1 is I. As ek dit dan op my sakrekenaar gaan intik, dan kry ek I is gelyk aan 0,148698355. Dit is dan I, maar onthou, wat is ons rentekoers? Ons rentekoers is altyd nou I maal met 100. Ons rentekoers is I maal met 100. Met ander woorde, ons kry dit is 0,148698355.
14869835 maal met 100 en dit gee vir my 'n antwoord van 14,8698355 en as ek hom nou afrond tot 2 desimale plekke, dan kry ons met ander woorde 14,87% per jaar jaarliks saamgestel. Die ander maniertjie wat jy dit ook kon gedoen het, ek gaan dit hierso eenkant doen. Jy kon vir die ander manier gesê het, A moet gelyk wees aan 2 maal my beginbedrag bly my beginbedrag, my I is my vraagteken en my tydperk is 5. Dan kon jy in jou sommetjie dit gestel het as 2P is gelyk aan P maal 1 plus I tot die mag 5. Dan net soos ons met al die ander gereken het, kan jy nou sê, hierso moet jy deel deur P en dan kry jy jou antwoord van 2 is gelyk aan 1 plus I tot die mag 5, wat presies dieselfde is as wat jy in jou vorige voorbeeldjie het. En jou som werk daarvan af presies dieselfde. Wat baie belangrik is, dat jy onthou met al julle sommetjies, is jy rond slegs jou finale antwoord af. Jy gebruik nooit afrond tot 2 desimale voor jy jou heel finale antwoord skryf nie. Nou by saamgestelde rente het ons gesê, saamgestelde rente word in verskillende termyne saamgestel. Ons gaan net nou gou kyk watter invloed het termyne. Nou termyne kan ons kry is jaarliks saamgestel, halfjaarliks saamgestel, met ander woorde 2 keer 'n jaar word rente bereken. Halfjaarliks. Of dit kan kwartaalliks wees, met ander woorde, hoeveel kwartale is daar in 'n jaar? Daar is 4 kwartale in 'n jaar. So dit kan kwartaalliks wees of maandeliks. Daar is 12 maande in 'n jaar en dan kry 'n mens ook nog, maar dit gebeur min, daaglikse samestelling van rente. As ons kyk na ons oorspronklike formule, A is gelyk aan P maal 1 plus I tot die mag N, is dit altyd die formule wat ons gebruik vir jaarlikse saamgestelde rente. As ons nou gaan kyk na halfjaarliks. As ons gaan kyk na halfjaarlikse samestelling, dan sien ons rentekoers word 2 maal 'n jaar bygereken. Met ander woorde, as ons gaan kyk na ons formule, dan gaan ons kry A is gelyk aan P maal 1 plus I, maar nou omdat daai rente 2 maal bygereken word, is dit die een helfte na 6 maande en die ander helfte na die volgende 6 maande. En nou is ons tydperk wat mos nou jaarliks is, gaan mos nou eintlik 2 halfjare in hê, want dit is 'n 6 maande en 'n 6 maande. Want ons maal dan ons tydperk met 2, want daar is 2 halfjare in 1 jaar. As ons nou gaan kyk na ons voorbeeld wat ons het, ons gebruik nou die heeltyd ons R10.000, ons het nou R10.000 wat belê word teen 10% per jaar halfjaarliks saamgestel vir 3 jaar. Ons oorspronklike formuletjie het ons gesê is A is gelyk aan P maal 1 plus I tot die mag N.
Maar wanneer dit nou halfjaarliks saamgestel is, omdat ons sommetjie vir ons nou hier sê halfjaarliks saamgestel, gaan ons formule wees P maal 1 plus I op daai halfjare, want daar's mos nou 2 keer wat hy bereken word, en ons jare word mos nou N, maar omdat dit halfjare is dit maal met 2. So as ons bedragies hier langs aan skryf, ons A is ons eindbedrag, P is ons beginbedrag wat ons R10.000 is. I het ons nou gesê is 10% per jaar, so dis 10 op 100 wat ons moet deel deur 2. Met ander woorde, ons kry dis 0,1 gedeel deur 2 en dit gee vir my, gaan ek skryf as 0,1 op 2. N is ons jare tydperk, so daar is 3 jaar. Hoeveel halfjare is daar in 3 jaar? Daar is 3 maal 2 halfjare. Met ander woorde, ons tydperk is 3 maal 2 wat 6 is. Nou elkeen van hierdie gaan ons nou instel in ons formule. Met ander woorde, ons kry P is R10.000 maal met 1 plus 0,1 op 2 maal met 6. Ag, tot die mag 6. 10.000 maal met 1 plus 0,12 op 2 tot die mag 6. Dit gee vir my 'n antwoord van R13.400.96. As ons nou kyk na kwartaalliks, dan sien ons nou daar is 4 kwartale per jaar. As ons nou kyk na ons formule, sien ons A is gelyk aan P maal 1 plus I, maar nou is daar 4 kwartale in 'n jaar, so daai I word ook deur 4 gedeel, maal met 8 tot die mag N, en nou is daar mos nou 4 kwartale in 1 jaar. So as ons nou weer kyk na ons voorbeeld, wat ons weer gaan na die R10.000 toe, R10.000 teen 10% per jaar kwartaalliks saamgestel vir 3 jaar. So kom ons kyk hoe hy nou gaan werk. Ons formule is A is gelyk aan P maal 1 plus I tot die mag N, maar onthou nou oor dit kwartaalliks saamgestel is, gaan ons weer hier so skryf. Ons eindbedrag is wat ons moet uitwerk. Ons beginbedrag is ons R10.000. I word nou ons 10%, wat 10 op 100 is, gedeel deur 4, want daar is 4 kwartale. Met ander woorde, ek kry dit is 0,1 gedeel deur 4, en dit gee vir my 'n antwoord van 0,1 op 4. N is nou 3 jaar, maar hoeveel kwartale is daar in 3 jaar? Dit moet wees 3 maal 4 kwartale. Wat 12 is. Met ander woorde, as ek dit nou in my formule gaan instel, dan kry ek, want ons gaan nou elkeen van hierdie gaan jy nou instel in jou formule in. Met ander woorde, ons kry dit is 10.000 maal met 1 plus 0,1 op 4 tot die mag 12. En dit gee vir my 'n antwoord van R13.448.89. En onthou jy rond eers jou heel finale antwoord af. Maandelikse samestelling. Ek dink julle kry nou al die gedagte. As hy maandeliks saamgestel is, hoe werk maandelikse samestelling?
12 maande per jaar, met ander woorde, ons gaan daarom sê, dit moet I gaan gelyk wees aan 0,1 op 12, en ons tydperk gaan wees 3 maal 12, wat gelyk is aan 36 maande. Met ander woorde, as jy dit in jou formule gaan inskryf, gaan jy kry A is gelyk aan 10.000 maal met 1 plus 0,1 op 12 tot die mag 36. Daagliks, ek dink julle het nou mooi die idee, hoeveel dae is daar in 'n jaar? Daar is 365 dae per jaar. Daarom kan ek sê, gaan I gelyk wees aan 0,1 op 365 en my tydperk gaan wees 3 maal met 365 en dit gee vir my 1095 dae. Baie belangrik om ook te onthou, saamgestelde renteformule A is gelyk aan P maal 1 plus I tot die mag N, word ook gebruik om inflasie. Inflasie is mos pryse wat elke jaar opgaan en bevolkingsgroei te bereken. Jy kan nou jou huiswerkies doen en hierdie lesie inoefen deur elke sommetjie mooi te voltooi. Ek hoop jy het hierdie lesie baie geniet. Geniet jou huiswerk. Tot volgende keer.